Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 14 April 2026. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, in stilte word ons bewus van u teenwoordigheid. In stilte word ons bewus, Here, van u liefde. In stilte word ons bewus van u almag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons begin vandag bietjie by 2 Timoteus 2, ons het stil gestaan by 2 Timoteus 1. Paulus wat met sy geliefde seun amper al praat, dis nie sy seun nie, maar hy noem hom sy seun, my geliefde seun, hierso in vers 2 van hoofstuk 1, sê hy aan Timoteus, my geliefde seun, hy het 'n sagte plekkie in Paulus se hart, Timoteus wat inderdaad besig is om by gemeentes dan ook die evangelie van God te verkondig, né? Dan kom sê hy hierso in hoofstuk 2 van 2 Timoteus, hy sê, jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. En wat hy daarmee bedoel, vriende, is in daai plek waar hy ook al is en waar hy die evangelie van Jesus Christus verkondig, is daar mos nou 'n klomp aanslaan, 'n klomp ander godsdienste wat die heeltyd amper half wil infiltreer, wat vir mense ander goed wil kom leer. En nou kom sê Paulus net vir hom, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. My kind, ten spyte van al hierdie goed wat met jou gebeur, kom sê Paulus, wees sterk, maar weet waar jou sterkte lê. Jou sterkte lê juis in die genade van die Here Jesus Christus. Die feit dat Jesus Christus jou onvoorwaardelik liefhet, dat Jesus nie meer kyk na jou sonde nie, hy het in jou plek gesterf vir jou sonde. Daarom wees sterk teen hierdie ander aanslae van dwaalleraars, van jy moet die wet onderhou, dit is hoe jy in die hemel gaan kom. Nee, wees sterk deur die genade van ons Here Jesus Christus, dat jy weet, dat jou heil lê juist daarin, dat Christus vir jou gesterf het aan die kruis, en dat wanneer jy glo, hierdie genade vernietigvry is. Nee. En dan gaan hy sê, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Ons kan maar hierso vroue ook bysit, né? Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, en wat het Paulus verkondig? Paulus het verkondig, Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Daar's geen ander manier na die Vader behalwe deur Jesus. Dit is wat Paulus aan mekaar verkondig het. Paulus sê hierso in vers 11 van hoofstuk 1, sê hy, van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Hierdie evangelie, liewe vriende, het gaan oor Jesus Christus, wat gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevaar het na die hemel en dat hy weerkom. En nou kom sê hy hierso, hy sê, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. En liewe vriende, as ek nou maar net in ons gemeente kyk, is daar 'n klomp mans en vrouens wat ek ook hierdie genade van die Here Jesus Christus, die feit dat Christus vir ons gesterf het. Ek kan dit vir hulle kom sê ook as die dominee hier in die gemeente of die geestelike leier, want ons is almal geestelike leiers, né? Kan ek hulle toevertrou, want ek weet hulle is absolute toegewyde kinders van die Here, wat hulle hier in hierdie gemeente van die Here hoor verkondig word, sal gaan oordra aan die ander mense in leierskapsposisies, of by kinders, of by jong mense. Ek vertrou hulle 100%, né? En Paulus kom sê hierso vir Timoteus, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. In ons gemeente is daar 'n klomp van sulke mans en vrouens wat absoluut bekwaam is om vir ander mense te loop leer wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Nee, en dan gaan Paulus aan en sê hy, Timoteus sê hy, dra jou deel van ontberinge soos 'n goeie soldaat van Jesus Christus. En daarin kom sê Paulus eintlik vir Timoteus, hoorie sou maat, jy gaan dit nie maklik hê op hierdie aarde nie. Moenie vir een oomblik dink jy gaan net hierdeur flout nie. En ek dink vriende, dis 'n boodskap wat ek en jy ook moet hoor. Die oomblik wanneer ek en jy vir die Here Jesus Christus begin uitkom, vriende, sal ek en jy teenstand kry. Verseker sal ons teenstand kry.
Wanneer ek en jy begin om tot strepe te trek, liewe vriende, sonder om mense te alienate, te vervreem van jou, sal ons moeilikheid kry, maar jy hoef dit nie onbeskof te doen nie, jy hoef dit nie lelik te doen nie. Liewe vriende, maar partykeer moet ek en jy sê, nee jong, ek gaan nou nie daarna toe nie. Jy hoef nie altyd 110 goed te sê nie. Partykeer moet jy vir iemand iets sê wat, kom ons sê die persoon, ek vat hom net 'n voorbeeld, né? Kom ons sê die gebruik die hele tyd die Here se naam om te sê, man, wil jy nie maar eerder met my praat nie. Dit vang my nogal as jy die Here se naam so uitelik gebruik. Dit tipe goed. Om vir iemand te kom sê, weet jy, ek wil net vir jou vertel hoe het Jesus my lewe verander. Ek dink eintlik dit is waarop dit neerkom, né? Dit draai jou deel van die ontbering as 'n goeie soldaat van Jesus Christus doen. Wanneer ek en jy vertel, kan jy verwerping ervaar? Kan iemand sê, ag nee man, ek stel nie belang in dat nie. Kan iemand vir jou kom sê dis snerp? Of soos Klaus wat oor aan die pad gebly het wat nou oorlede is van die pastorie daar in Milnerton, en vir my gesê het, hy het altyd oor godsdienst begin praat, en dan sê hy vir my, nee, maar hy glo nie aan hierdie snerf nie, nee. Jy moet weet, dit maak jou partykeer seer wanneer iemand dit sê, liewe vriende, maar juist daai tyd moet jy daai ontberings moet jy dra, moet jy bereid wees om nog steeds ten spyte van dat jy teenslae kry wanneer jy die Here uitleef, wanneer jy hom verkondig deur woord en daad, moet jy nog steeds met liefde dat daai persoon kyk soos wat Jesus ook na jou gekyk het. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Jesus Christus. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te deel. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Mag die Here julle ook sterk maak. Mag die Here julle altyd bewus maak van die ongelooflike, onvoorwaardelike liefde en genade wat hy oor jou kom uitstort het, om jou te red van 'n ewige verdoemenis en jou daardeur toegerus het, sodat jy kan sterk wees om hierdie genade van die Here Jesus Christus ook te kan uitdra op die ou einde aan ander mense. Onbevrees, vriende, want dit is waaroor die lewe gaan. Ek en jy moet Jesus deel met mense rondom ons. En as dit klaar kind is van Here, wonderlik, dan kan jy net sê halleluja. Maar ek en jy moet dit kan uitdra, ek en jy moet kan vir iemand kan sê, ken jy al vir Jesus? Ken jy vir Jesus? Want weet jy hoekom ek vir jou wil vra, ken jy vir Jesus? Want hy beteken so baie vir my, ken jy hom? Vriende, ons moet vir mense dit kan vra, op 'n mooi manier, nie op 'n lelike manier nie, maar vra dit vir iemand, vra vir iemand, vra vir jou pel, vra vir jou vriendin waarvan jy nie seker is nie, vra van die persoon daar by die werk, vra vir hom of hy vir Jesus ken, né? Jy moet self miskien vir 'n moslim vriend van jou vra, of om te sê, weet jy, ken jy vir Jesus? Weet jy van Jesus? En jy môre gaan hy sê, ja, sê ek wil net vir jou sê, weet jy, Jesus het kom sterf van die kruis vir my. Jy hoef nie die ou 'n blik te druk, maar jy moet kan getuig daarvan. Jy moet kan sterk wees deur die genade wat die Here Jesus vir jou gee om ook die boodskap op die ou einde te kan uitdra. Vriende, my 5 sent vanoggend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.